Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel se Hartklank. Ek van die Meiburg is aan die woord en ek wil jou graag help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, ek kan nie glo dit is alweer maandag aand nie. Jon, die tyd vlieg. Soos wat iemand nou die dag gesê het, ek het eintlik so geglimlag toe ek dit gelees het, wat hy sê, hy is omtrent bekommerd vir die 20ste Desember, want hy weet daardie salaris wat hy gaan kry moet hom dra tot die 56ste Januarie. Die jaar is besig om aan te stap, dit haas na sy einde toe. En wat 'n voorreg het ons om vanaand 'n bietjie weer te gaan gesels uit die woord van die Here en vanaand daaruit Habakuk uit. Ek wil met jou gesels oor hierdie gedagte van in gesprek, maar spesifiek in gesprek met God. En dan wil ek ook vir jou so sê aan die begin van vanaand se kort en kragtig boodskap, dat as jy hierdie boodskap weer wil luister of wil aanstuur, is jy welkom om te gaan kyk daar op Fanie Meiburg by YouTube. Jy sal al hierdie goedertjies daar kry, dit wat ons in die verlede oor gepraat het, miskien iets wat jy weer wil luister, en dan kan jy gerus op YouTube gaan kyk onder Fanie Meiburg. Ek glo dit gaan vir jou tot seën wees. Maar vanaand, kom ons gesels 'n bietjie oor om in gesprek te wees, want wat is 'n gesprek? 'n Gesprek is mos nou die uitruiling van idees en gedagtes, met die klem van dit is uitruiling. Dit beteken, dit is twee rigting, nê? Dit is praat en dit is luister. Ek gee my nuus en ek ontvang nuus. Ek deel my gedagtes en jy deel jou gedagtes. En hierdie, sê die slim mense, is die gesonde resep van kommunikasie en van verhouding. Is dit nie so nie? As jy hierdie resep kan toepas, die gee en ontvang van idees en gedagtes, dan word dit tog gesien as dis effektief, want daardeur ontwikkel ons mos begrip vir mekaar of vir die situasie. Ons bou verhoudinge daardeur en ons bereik selfs voorgestelde doelwitte daardeur. En natuurlik, julle ouens wat getroud is, soos wat ek getroud is, en dalk vir huweliksberading gegaan het, dan sê hulle mos een van die belangrikste aspekte tot die sukses van die huwelik of enige verhouding is kommunikasie. En ek glo dit met my hele hart, ons pas dit so toe in ons verhouding. Of ons probeer, nee, dit is nie altyd maklik nie. Maar die kommunikasie, die begrip is, dit moet wederzijds wees. Die gee en die neem, die deel en die ontvang van ons gedagtes. Ek het so op 'n dag 'n prentjie gesien van 'n hoender wat kos eet. En dan het die hoender 'n eier gelê en dan is die hoender op die spit geslag. Dit is, en dan staan daar so input, output en kaput. As daar nie input is nie, en daar is nie output nie, dan is daar kaput. Dit is dan frustrasie. Ons moet input kan gee, ons moet input kan ontvang en ons moet kan uitgee, ons moet output kan gee, en dan as dit nie daar is nie, dan is daar frustrasie in verhouding en in kommunikasie. Dan is daar 'n eensydige begrip, daar is eensydige doelwitte gedeel, een persoon gaan verstaan en na sy of haar doelwitte kan daarna toe gewerk word en die ander een gaan verarm in emosie en gees en daardeur frustreerd lewe. Hoe frustreerd is ons nie in die geestelike lewe nie, nê? En dit kom baie keer omdat ons altyd net gee in ons gebed, maar nooit ontvang van die Here nie. Want in 'n verhoudinge sal die een sê, ek word nie gehoor nie, daarom verstaan jy nie. En sal die ander ene sê, praat dan, sê dan wat op jou hart is, en as daar die een begin praat, dan spring die ander een weer weg met sy gedagtes. So, kom ons gee kans vir wederzijds kommunikasie, kom ons wees in gesprek met mekaar. Ons almal wil gehoor word met die klem op almal moet 'n beurt kry, man, vrou, kinders, seuns, dogters, ooms en tannies, ons wil almal gehoor word, en selfs
in ons land. Daarom stem ons in verkiesings, want deur te stem is die een wat my dan nou verteenwoordig in die parlement veronderstel om my idees, my output en gedagtes ter tafel te lê, om my stem te laat hoor voor die wat dan in die parlement sit, die besluitmakers. Ons wil almal gehoor word. Daarom is daar iemand wat orde hou en sorg dat almal gehoor word. As die huwelik in 'n gemors is, omdat daar nie kommunikasie is nie, gaan ons na iemand toe wat 'n bietjie kan orde hou en sorg dat almal gehoor kan word. En veral ook is dit belangrik dat ons bereid sal wees om een tree terug te staan en te luister. Wat kom na ons toe terug nadat ons idees en gedagtes daar geplaas het? Want hierdeur kom daar tog klarigheid en begrip en natuurlik input. Want ons wil probeer verstaan hoekom iemand iets doen of nie doen nie. En die enigste manier is om te luister, om in gesprek te wees. En dan ook is wat ons praat dalk nie altyd reg nie. En om in gesprek te wees word ons denkwyses aangepas en dan verander en verbeter ons om dan beter begrip te hê. Jy weet, ons moenie net, ek wil amper sê, te lief word vir ons eie stemme nie. Met ander woorde, ons eie idees en ons eie gedagtes nie. Dit voel vir my partykeer ons raak lief vir ons eie stemme. En wanneer ons praat, wil ons net altyd onsself weergee. En ons moet nie te lief word vir ons eie stemme en idees en gedagtes nie, want alles wat reg is vir ons nie, is nie altyd goed nie, en alles wat goed is nie altyd reg nie, want ons elkeen het 'n persepsie van wat reg en goed is, en is jou persepsie die alfa en die omega? Ons gesels vanaand oor om in gesprek te wees, maar nie net as 'n wye begrip nie, maar spesifiek om in gesprek met God te wees. En ons het 'n baie mooi voorbeeld van in gesprek met God in Habakuk 1. So kom ons lees dit gou-gou. En hier sien jy Habakuk praat nou. Dit is sy beurt, vers 2. Hy praat teenoor die Here. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeu ek tot u, geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en twis begin. Dit is nou wat hy rondom hom sien wat aangaan. Daarom verloor die wet sy krag onder die gelowiges en die reg kom nooit meer tevoorskyn nie. Hy sê, dit is altyd onreg, want die goddelose omsingel die regverdige. Daarom kom die reg verdraaid tevoorskyn. Habakuk maak sy hart oop voor die Here. Hy hou geen geheim nie. Hy spreek sy misnoë uit voor die Here. Dis hoe dit mos in verhouding gaan hè. Hy kla teenoor God. Hy kla nie net teenoor God nie, maar hy beskuldig God half en half. Hy sê ek roep, nee, hy gaan verder. Hy sê ek skreeu tot u, geweld, en ek voel u hoor nie en u help ook nie. Hy sien onreg en hy sien moeite, verwoesting, geweld, stryd en twis. Hy sê die wet het kragteloos geword, daar bestaan nie reg en geregtigheid nie, goddeloosheid seefuur en wat reg is, word verdraai. Ek wil vir jou sê, dit klink amper maar soos die huidige wêreldklimaat. Soos dit in Habakuk se tyd was, so is dit vandag. Die woord van die Here bly konstant en dieselfde. Daarom kan ons die waarhede in die woord toepas. In vandag se tyd, al het Habakuk dit geskryf. So ons gooi ons hande baie keer in die lug op en sê, waar is God? In ons land, in ons omstandighede. En ek wil sien, vra ons vir die Here, en wanneer ons hande so in die lug opgooi, Here herstel orde, ek wil dit sien. Manne, ek wil hê iemand manne uit die kussings lig, dat u die onreg bestraf en oordeel bring oor die wat ander verdruk. Here, waar is reg en geregtigheid? Here, herstel dit, ek wil dit sien met my oë. Waar is u? Ek skreeu om hulp. Waar is u? Hoekom het ek so sukkel? Dis siekte en dit is geld en dit is kostes, die lewenskostes, dis kindertonge teen 'n mens, dis die dood, dis onsekerheid, dis verhoudings en dis ander elendes. Hoekom help u nie? Dit is Habakuk se gesprek teenoor God en dit is my en jou gesprek teenoor God. En dan voel ons dis nie vir u onmoontlik om met net die spreek van woorde al ons elendes uit te wis nie. Maar hoekom talm u? Want die lewe is 'n realiteit, dit is werklik, en hierdie goed is goed
waarmee ons sukkel. Nou wat 'n voorreg het God se kinders om in gesprek met hom te gaan en ons harte voor hom leeg te maak, ons gevoelens met hom te deel en sy lof te kan besing. Jy weet, Andrew Murray het 'n boek oor intersessie geskryf en ek praat van, as ek nou kan sê, Andrew Murray senior, want hy het hierdie boek geskryf in 1898 rond, daar iewers. En ek het hierdie boek opgespoor, maar dit is toe nou in Hollands of Nederlands geskryf. Maar toe het ek gaan soek en ek het daarom toe nou die Engelse weergawe gekry en wat 'n blessing om hierdie boek te kan lees. Want daarin sê hy sê die grootste tekortkoming in die Christen se lewe is juis biddeloosheid. Hy sê die grootste tekortkoming is biddeloosheid. Nie voorsiening nie vreugde nie. Hy sê biddeloosheid is ons grootste probleem. Dis nie verniet nie dat Johannes sê ons is bevoorreg om kinders van God te wees nie. En as ons kinders is, beteken dit ons het 'n hemelse Vader en ons kan met ons hemelse Vader in gesprek gaan. Ons kan die vorm van biddeloosheid kan ons breek en ons kan in gesprek met God gaan. En hoe nalatig is ons nie in hierin, en laat ek vir jou sê, ons betrap ons maklik in ons geestelike lewens, dat wanneer ons wel bid, om net ons idees en ons gedagtes teenoor God bekend te maak nie. Ons is nie net nalatig nie, maar ons is nalatig in die manier hoe ons bid. En dit is so asof ons nie in gesprek met God is nie. Dit is so 'n eensydige gedagte. Jy weet wat ons doen, hè? Ek het nou oor hierdie ding gedink, want 'n ou beleef dit baie keer in jou eie lewe en die Heilige Gees korrigeer 'n ou op hierdie dinge. Ons kom na God baie keer met 'n piek en pay trollie. Ons wil vir God alles sê en wys wat ons piek in die lewe en dan wil ons sê God moet net pay daarvoor, sonder om 'n woord of sy opinie daaroor met ons te deel. Ek wil piek, God, u moet pay. Ons gesprek met God vind ek baie keer as 'n vra-sê sessie. Ons vra-sê vir God wat ons wil hê en wat God moet doen daaromtrent. So asof God ingelig moet word of deur ons beraad moet word oor wat goed en reg is vir ons lewens. En dan soos Habakuk, dan stort ons frustrasie voor die Here uit en sê, u hoor nie en u help nie. Lyk nie vir my u wil hoor nie. Lyk ook nie vir my u wil help nie. Maar nou kom Habakuk se tweede helfte van sy gesprek. Hy het nou gesê wat hy wou sê, so wat doen Habakuk nou? Onthou, ons soek 'n voorbeeld vir ons lewe en vir ons geestelike gebedslewe. Habakuk 2 vers 1, hy sê, op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Hoor wat hy sê. Op my wagtoring wil ek gaan staan, op 'n skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte dan moet antwoord. Ek wag nou vir 'n antwoord. Jy sien, dit is die gee en die neem van gedagtes. Wat doen hy? Hy gaan wagtoring toe. Sy wagtoring is die plek van terugvoer. Die wagtoring spreek van die tweede belangrike aspek in ons gesprek, die input gedeelte, die terugvoer. Ons het nou ge-output van ons kant af, maar nou moet ons input kry. Soos hy dit sy werk gemaak het om sy gedagtes te spreek, maak hy dit sy werk om stil te bly en te luister op God se reaksie, op God se antwoord. En hierdie is 'n ding, né? Om stil te bly en te luister. Hey, sukkel ons nie daarmee nie. Klink dit vir jou soos jou verhouding met God? Of is jou nou ook maar redelik eensydig? Spandeer jy genoeg tyd en ruim jy tyd in verwagtoring tye tydens jou stilte tyd? Of is dit 'n hit and run situasie? Dis die tye, né? Die wagtoring tye is die tye waar jy stil bly, stil sit en wag op antwoord van God. Nou werk jy deur die woord. Nou wag jy vir daai inspraak van die Heilige Gees. Dieselfde aksie wat jy gehad het om te praat, het jy nou om te luister, nee. Dieselfde toewyding in jou praat, het jy nou in jou luister. Dieselfde erns in jou praat, het jy nou in jou luister. Jy weet, die Here ken ons harte. God
is nie 'n ATM wat dankbaar is dat iemand van sy dienste wil gebruik maak en ons vergoed vir alles waarop ons aanspraak maak nie. God werk uit verhouding en liefde. Ons kan wees soos die liefdelose geraasmakers van 1 Korintiërs 13 in ons toenadering tot God. Die woord van die Here leer ons dat sy oë deurloop die hele aarde om diegene te soek wie se hart onverdeeld gerig is op hom. As ek God in die regte gesindheid nader, sal God uit liefde uitreik na my, soos ek in liefde na hom uitgereik het. Al was dit uit my teleurstelling. Al was dit uit my onsekerheid, of in my vreugde, of in my nood. Ware liefde gee en dit neem. So lief het God die wêreld gehad, dat God gegee het. So lief moet ek en jy God hê, dat ons sal aanneem wat hy ons gegee het, sy seun, Jesus Christus, want dis deur sy seun, sê Hebreërs, wat hy met ons spreek. En in ruil aan hom gee die eer wat hom toekom. Al kla ons doen dit in eerbied en respek, nê? En ons moet nou vir mekaar sê, hoe luister ons dan na God? Want hoe praat die Here dan met ons? Want hierdie ding is van kardinale belang. Ons moet hoor, nê? God praat nie meer met ons soos met die profete van Israel nie, nê? Ons is nie wagtend vir 'n profeet wat namens ons na God gaan en namens ons hoor nie. Daarom wag ons nie elke jaar vir die profete wat na ons dorp toe kom om te luister. Wat wil die Here vir my sê nie? Nee, dit is 'n arm gedagte van ons geestelike gebedslewe. Die Here praat met ons vandag deur sy seun. Want as ons altyd wag op profete, kan daar baie maklik snaakse goed gebeur en het snaakse dwaalende boodskappe nie al ons ore bestyg nie, selfs in hierdie jaar nie. Gaan lees 'n bietjie die geskiedenis van die Bybel, van die vroeë jare, hoe dit misbruik was en eksklusief net deur sommige gelees en geïnterpreteer en verander was om die leser en die interpreteerder daarvan te bevoordeel. Jy het God, jy die woord, jy die Heilige Gees. Daarom sê Hebreërs 1 dat God deur sy seun nou met ons praat. So wanneer jy in jou vlaktes na God toe gaan en jou hart oopmaak, dan stap jy aan na jou wagtoring toe. Jou wagtoring is die Bybel en wat jy in die Bybel en wat in die Bybel staan wat alreeds in jou hart ingelees is. En as jy klaar gepraat het, dan maak jy jou Bybel oop en jy laat toe dat God deur die woord jou antwoord. En andersins dat die Heilige Gees die woord wat jy reeds ingelees het tot jou in herinnering sal bring, tot jou rigting, tot insig, tot waarskuwing, bemoediging, vrede, hoop en genesing. Jy sal heel moontlik nie 'n stem of geluid hoor nie, maar 'n fluistering van herinnering of die geluid van die bladsy van jou Bybel wanneer jy omblaai tot jou antwoord. Dan weet jy, God het gepraat. Wat dink jy was Habakuk se verwagting? Ek glo dit was aksie. Ek wil sien wat God doen. En ons wil ook graag dit sien, ons soek 'n antwoord. En daar, op Habakuk se oomblikke van stilte en op sy wagtoring, toe antwoord God hom. Wonderlik, God het geantwoord. Habakuk 2 vers 4, die B-gedeelte, jy kan self gaan lees. Antwoord die Here vir Habakuk op sy vraag. En hy sê vir hom, maar die regverdige, deur sy en haar geloof, sal hy en sy lewe. Jy weet, meer as hierdie paar woorde het God met Habakuk gespreek, en jy kan dit gaan lees, maar die kern was rotsvas. Die regverdige sal deur sy geloof en getrouheid aan God, soos die Amplified sê, lewe. Die Here se antwoord aan Habakuk oor al die onreg wat hy moet aansien is. Ek wil hê jy moet geloof in my hê en my vertrou. God sê vir Habakuk, ek is in beheer. Die wiel sal draai, werkers van onreg sal gestraf word. Wat die Here eintlik vir Habakuk probeer sê is, haal jou oë van mense af en vertrou my wat alles sien, wat almal hoor, en verlossing sal ek bring. Die Here vat homself terug in die geskiedenis na Egipte, toe die Israeliete in hulle ellende na God geroep het, hoe God hulle gehoor en gered het. En die Here sê vir Habakuk, gaan dink daaroor. En ek wil hê jy moet in geloof vas staan en my vertrou. Al kom die verlossing, en hoor mooi wat ek jou vanaand sê, al kom die verlossing wat jy vra, nie soos en wanneer jy wil nie,
maar die Here sê, vertrou my. God sê, vertrou my. Ek weet dat ons altyd in ons geestesoog 'n prentjie van aksie, soos wat Habakuk glo ek verwag het. Ons kry baie keer in ons geestesoog 'n prentjie van hoe God gaan optree en hoe hy gaan reageer, hoe hy gaan mense en dinge en omstandighede verander, maar God se antwoord aan Habakuk is universeel en dit is toepaslik in elke situasie van ons lewens. Moenie 'n beeld in jou kop skep nie, maar glo God, stap in geloof. En dit maak nie saak wat die woord en die antwoord is wat jy gaan kry uit die Bybel of die herinnering wat Heilige Gees in jou hart gaan bring nie. Die basis sal altyd geloof wees. Glo God en glo elke woord wat God jou gee in die Bybel of deur herinnering, glo dit. Geloof is die onsigbare sleutel in die kind van God se lewe. Geloof is ons vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, die enigste bewys van die dinge wat nog vir ons nie sigbaar is nie. Ek het tot die slotsom in my wandel met God gekom. Glo jy wat jy lees van nie? Glo jy as God sê ek is jou hulp, dat God jou hulp is? Ek is jou helper, dat God jou helper is. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Glo jy dit? Dat God barmhartigheid bewys aan die wat tot hom nader? Glo jy dit? Dat God die goeie vriend is wat brood verskaf aan die een wat middernagtelik kom vra vir brood in sy broer se nood? Glo jy dit? Ons moet glo dat God se Heilige Gees gee aan die wat na hom roep om hulp. Ons moet glo dat Jesus Christus, God se Gees, God die Vader se antwoord op ons uitroep is. Habakuk het aan ons 'n model van gesprek geskep. En deur hierdie model het daar klarigheid gekom, rus en vertroue. As jy nie die wagtoringfase gaan deurgaan nie, want ons praat oor gesprek. As jy nie die wagtoringfase gaan deurgaan nie, laat ek vir jou sê, gaan jy net so moedeloos van jou knieë of van jou binnekamer gaan, soos wat jy daarin toegetree het. Gebed van geloof is 'n gesprek. Wanneer jy bid, sê Jesus, gaan maak jou toe, nê? Wanneer jy bid, sê Jesus, gaan maak jou toe in jou binnekamer. En God sal hoor en sal verhoor, sal jou 'n antwoord gee. Ek stuur jou met hierdie kosbare woorde van Jesus. En ek vertrou jy het 'n mooi week en 'n geseënde week wat vir jou voorlê. Pas hierdie gesprek toe in jou verhoudinge daagliks, maar pas dit toe in jou geloofsverhouding met God. Blessing, seën en vrede, tot ons volgende week, as die Here se wil daarby, selfde tyd, selfde plek weer met mekaar gesels.